Goeiedag luisteraars, welkom by vandag se program. Ook welkom terug by ons reeks God se stem, verharte harte en vrees vir verwerping. Dit is vir my 'n voorreg om saam met jou verder te reis in hierdie diep en eerlike gesprek oor hoe God praat en hoe ons soms sukkel om te luister. In deel 1 het ons gekyk na 1 Konings 22 en ons het gesien hoe koning Agab omring was deur 400 stemme wat hom bevestig het, maar net een stem het die waarheid gepraat. Ons het ontdek dat die grootste gevaar vir geestelike onderskeiding is nie stilte nie, maar wanneer ons net wil hoor wat ons wil hoor. Ons het gesien hoe vrees vir verwerping 'n filter word wat God se stem verdraai en hoe 'n mens baie godsdienstige taal kan gebruik, maar tog nie werklik luister nie. Ons het gehoor dat meerderheid nie waarheid beteken nie en dat God se stem dikwels deur minderheid kom, deur daardie een stem wat nie bang is om nee te sê nie. Vandag beweeg ons na deel 2 toe, waar ons dieper gaan kyk na die innerlike reis van 'n mens wat stadig maar seker 'n verharde hart ontwikkel. Ons gaan sien dat 'n verharde hart nie 'n hart is wat nie God hoor nie, maar 'n hart wat God se stem herken en doelbewus wegstoot. Ons gaan kyk hoe Agab sy eie woorde sy innerlike toestand ontbloot en hoe weerstand teen die waarheid 'n mens se hele lewe kan vorm. So maak oop jou hart. Haal diep asem, luister lekker saam, want hierdie deel gaan nie net oor 'n koning van die Bybel nie. Dit gaan ook oor elke plek in ons eie lewe waar ons dalk begin het om weg te draai van die stem wat vir ons eintlik die waarheid vertel. Dit is belangrik om dit van die begin af baie duidelik te stel. 'n Verharde hart gebeur nie oornag nie. Koning Agab het nie een oggend wakker geword as 'n man wat God se stem verwerp nie. Hy het nie skielik besluit om waarheid te ignoreer of om profete te haat nie. Nee, hartverharding is 'n proses en dit begin baie subtiel. Dit begin stadig, amper ongemerk. Dit begin met klein keuses wat jy maklik kan regverdig. Dit word versterk deur herhaling elke keer wat jy die waarheid effenkies begin wegskuif. En dan laastens word dit uiteindelik 'n leefstyl, 'n manier van dink en voel wat normaal beginne voel. En dit is juist daar waar die gevaar lê. Die grootste gevaar is nie 'n harde hart nie, maar 'n hart wat besig is om hard te word sonder dat jy dit agterkom. 'n Hart wat stadig sy sensitiwiteit verloor. 'n Hart wat al hoe minder reageer wanneer God praat. 'n Hart wat nie meer skrik vir kompromie nie. 1 Konings 22 gee vir ons 'n ongewoon eerlike venster na hierdie proses toe. Dit wys vir ons nie net wat Agab gedoen het nie, maar hoe hy gedink het, hoe hy gevoel het, hoe sy innerlike keuses hom stadig gevorm het. Dit wys hoe 'n mens God se stem kan herken en tog doelbewus kies om weg te druk. In 1 Konings 22 vers 8 sê Agab: "Daar is nog een man deur wie ons die Here kan raadpleeg, Micha, maar ek haat hom, want hy profeteer nooit iets goed omtrent my nie." Hierdie een sin ontmasker al Agab se gedagtes. Kom ons breek dit stadig oop. Dit sê, daar is nog een man. Met hierdie paar woorde erken Agab iets baie belangrik. Hy sê in effek, daar is 'n profeet. Ek weet waar om die ware stem van die Here te vind. Ek is nie oningelig of verward nie. Ek weet presies wie die waarheid praat. Agab is dus nie 'n man wat in die donker rondtas nie. Hy is nie iemand wat nie weet
waar God se stem klink nie. Hy weet, herken dit. Hy kan dit onderskei van die 400 ander stemme wat net sê wat hy wil hoor. En dit beteken dat Agab se probleem is nie 'n probleem aan toegang tot God se stem nie. Die probleem lê nie van buite hom nie. Dit lê hier binne hom. Hy het toegang tot die waarheid, maar hy kies om dit te ignoreer. Hy het 'n profeet wat reg praat, maar hy kies die profete wat gemaklik praat. Hierdie eenvoudige sin ontbloot 'n baie groot geestelike werklikheid. Die gevaarlikste plek om te wees is nie om sonder profete te wees nie, maar met profete wat jy nie meer ernstig opneem nie. Die volgende deel van die stem is, deur wie ons die Here kan raadpleeg. En hierdie frase van Agab dra nog meer gewig as die vorige een. Dit is nie net 'n erkenning dat Micha bestaan nie, dit is ook 'n erkenning van Micha se gesag. Agab sê in effek, Micha praat werklik namens die Here. Hy is die een wat die waarheid dra, nie die 400 profete wat my bevestig het nie. Ek kan onderskei tussen eg en vals. Ek weet wie die Here se stem dra. Agab is dis nie mislei nie. Hy weet presies wat is die waarheid. Hy is nie 'n slagoffer van die 400 profete se entoesiasme nie. Hy weet baie goed dat hulle nie betroubaar is nie. Hy weet hulle praat wat hy wil hoor en nie wat God sê nie. En hy weet dat Micha die enigste stem is wat werklik die Here se hart verteenwoordig. En dit beteken dat Agab se probleem is nie onkunde nie. Dit is nie dat hy nie weet waarom God se stem te vind nie, hy weet. Hy herken dit self, maar hy wil dit nie hoor nie. En dit bring ons by 'n kernwaarheid uit, dat hartverharding begin nie by misleiding nie. Dit begin met weerstand teen erkende waarheid. Dit begin wanneer 'n mens die waarheid herken, maar dit wegstoot. Wanneer jy weet wat reg is, maar jy kies wat gemaklik is. Wanneer jy die stem van die Here hoor, maar besluit om dit nie ernstig op te neem nie. Die volgende deel is, maar ek haat hom. En wanneer hy sê dat hy Micha haat, wys dit vir ons dat die probleem is nie meer net by die inhoud van wat in die profesie lê nie. Dit gaan nie net oor die boodskap wat hom blootstel nie. Dit gaan ook nou oor die mens wat dit bring. Agab haat nie net die boodskap nie, hy haat ook die draer van die boodskap. En dit bring vir ons 'n groot verskywing, want wanneer 'n mens die waarheid nie kan stilmaak nie, wanneer jy nie die inhoud kan verander nie, dan skuif die fokus maklik na die persoon wat dit bring. En dit is 'n universele menslike patroon. Wanneer ons nie die waarheid kan vernietig nie, dan probeer ons die persoon diskwalifiseer. Sien dit in families, in kerke, leierskap, vriendskappe, in ons eie harte. Wanneer iemand iets sê wat ons nie wil hoor nie, dan raak dit makliker om hulle te etiketeer as krities, negatief, onlojaal, moeilik, eerder as om die waarheid in hulle woorde te erken. Agab se haat is nie 'n emosionele uitbarsting nie. Dit is 'n verdedigingsmeganisme. Hy kan nie die waarheid verander nie, en so probeer hy die waarheid se draer ongeldig verklaar. En dit is een van die duidelikste tekens dat 'n hart besig is om hard te word. Die volgende deel sê Agab, want hy profeteer nooit iets goeds omtrent my nie. Hierdie sin wys vir ons waar sy innerlike maatstaf lê. Dit is hier waar die werklike probleem na vore kom. Agab se hele beoordeling van Micha se profesie draai om homself.
Hy meet nie die waarde van die boodskap aan waarheid nie, maar aan emosionele gemaak. Let mooi op, die maatstap vir goed is selfgesentreerd. Vir Agab beteken goed eenvoudig, dit laat my goed voel. Dit bevestig my. Dit bedreig my nie, dit bedreig nie my ego nie. Hy vra nie, is dit waar nie? Hy toets nie die inhoud van die boodskap nie. Hy weeg nie hierdie boodskap teen God se karakter of wil nie. Hy soek nie die Here se hart nie. Hy vra eerder, hoe laat dit my voel? As dit hom ongemaklik maak, is dit sleg. As dit hom streel, is dit goed. Sy emosies word sy teologie. En dan kom die werklike waarheid uit, die oomblik wanneer waarheid geëvalueer word op grond van hoe dit jou laat voel. Dan het onderskeiding reeds gesneuwel. Wanneer gevoel belangriker word as waarheid, dan word 'n hart kwesbaar vir misleiding. Wanneer gemak belangriker word as gehoorsaamheid, word die gewete afgestomp. Wanneer bevestiging belangriker word as bekering, dan begin die hart stadig verhard. Agab se reaksie op Micha wys vir ons 'n geestelike dinamiek. As waarheid nie meer jou eerste toets is nie, sal jy uiteindelik die waarheid verloor. Agab se woorde wys vir ons hoe 'n harde hart funksioneer. Wanneer ons praat van 'n verharde hart, dan dink mense soms aan iemand wat koud of hard of rebels is. Maar die Bybel wys vir ons 'n baie meer subtiele werklikheid. 'n Verharde hart is dikwels 'n beskermde hart. Dit is 'n hart wat oor tyd leer om homself toe te maak. Nie omdat dit boos is nie, maar omdat dit seer gemaak is, bang is of beheer wil behou. 'n Verharde hart beskerm homself teen pyn. Niemand wil seer kry nie. Maar wanneer waarheid pyn bring, begin die hart homself toemaak om nie weer gekonfronteer te word nie. 'n Verharde hart beskerm homself teen skaamte. Waarheid wys vir ons waar verkeerd is, waar ons tekort kom, waar ons moet verander. Dit kan skaamte ontbloot en die hart probeer om dit te vermy. 'n Verharde hart beskerm homself teen verandering. Verandering vra moed, nederigheid, oorgawe. 'n Hart wat bang is, kies eerder die bekende, selfs al is dit vernietigend. 'n Verharde hart beskerm homself teen verlies van beheer. Waarheid vra dat ons beheer prysgee, dat God die laaste woord kry. 'n Hart wat sy eie veiligheid bou, hou styf vas aan beheer. En dit is die kern. Waarheid bedreig al 4 hierdie areas. Waarheid bring pyn na die oppervlak toe. Dit ontbloot skaamte. Dit roep tot verandering. En dit neem beheer uit ons hande uit. Daarom voel waarheid vir 'n verharde hart nie soos genade nie, maar soos 'n aanval. Nie omdat die waarheid hard is nie, maar omdat die hart broos is. Nie omdat God straf nie, maar omdat die mens homself wil beskerm. Nie omdat die profeet vyandig is nie, maar omdat die waarheid te naby kom. Wanneer 'n hart begin verhard, voel selfs liefde soms soos kritiek en selfs genade soos oordeel. Dit is nie omdat God verander het nie. Dit is omdat die hart 'n pantser begin dra het. Agab
ervaar Micha se profesie nie as 'n liefdevolle waarskuwing of 'n uitnodiging tot bekering nie. Nee, vir hom voel dit soos 'n aanval. In sy hart word Micha se woorde 'n persoonlike vyandskap, asof Micha hom teiken, asof Micha hom afkeer, selfs asof die profeet hom minag. Micha se woorde voel vir hom soos verwerping, asof God self hom nie meer aanvaar nie. Maar die ironie daarvan is dat Micha is die enigste een wat Agab ernstig genoeg opneem om vir hom die waarheid te sê. Die enigste een wat nie vir hom vleitaal aanbied nie. Die enigste een wat sy siel se gevaar raak sien. Die enigste een wat vir hom lief genoeg is om hom te waarsku. En tog ervaar Agab dit as haat. Verharde harte verwar liefdevolle waarskuwing met haat. Dit is nie omdat die waarskuwing hard is nie, maar omdat die hart broos is. Wanneer 'n hart begin verhard, word waarheid 'n bedreiging en nie 'n seën nie. En die profeet word 'n vyand, nie 'n vriend nie. Wanneer ons na Agab kyk, sien ons nie net 'n koning op 'n troon nie. Ons sien 'n mens wat vasgevang is in die dinamiek van mag. Hy leef in 'n wêreld waar hy die koning is. Mense aanpas om hom tevrede te stel. Hy voortdurend omring is deur instemming en applous. En dit doen iets aan 'n mens se siel. Mag is nie neutraal nie. Mag vorm jou. Veral wanneer nederigheid ontbreek. Mag het 'n manier om die hart stadig te skuif. Dit demp selfondersoek. Dit bevorder isolasie en dit maak korrigering skaars. Mense begin jou nie meer aanspreek nie, nie omdat jy altyd reg is nie, maar omdat hulle bang is vir die gevolge. En dit is presies wat met Agab gebeur. Hy was omring deur 400 profete wat hom bevestig het, maar net een wat hom konfronteer. En daardie een stem was die enigste een wat hy nie wou hoor nie. Hoe hoër jou posisie, hoe noodsaakliker word mense wat jou mag teespreek. Nie omdat hulle jou wil ondermyn nie, maar omdat hulle jou help om nie jouself te verloor nie. Nie omdat hulle krities is nie, maar omdat hulle jou roeping beskerm. Hulle wil jou probeer red. Mag sonder nederigheid word 'n klankkamer. Mag sonder waarheid word 'n valskrik. Mag sonder mense wat jou korrigeer is baie gevaarlik. Vir jou en vir almal rondom jou. En dan kan ons begin om vir Agab te ontbloot. Hy's bang. Hy's bang vir ontmaskering. Hy's bang vir verlies van selfbeeld. Hy's bang vir die moontlikheid dat hy verkeerd is. En dit is die tragiese ironie van mag. Die mense wat die meeste lyk asof hulle beheer het, dra dikwels die grootste innerlike onsekerheid. Agab se vrees vir verwerping is nie 'n klein emosie nie. Dit is die dryfkrag agter sy weerstand teen waarheid. Hy kan nie bekostig dat iemand hom konfronteer nie, want dit bedreig sy beeld, sy ego, sy posisie. Vrees vir verwerping leef nie net in die gemarginaliseerde nie, maar ook in die magtiges. Dit is nie net die swakkes wat bang is om verwerp te word nie. Dit is ook die sterkstes. Dit is nie net die stil mense nie, maar ook daardie luidrugtiges. Dit is nie net die wat min het nie, maar ook die wat baie het. Mag gee jou invloed, maar dit neem jou veiligheid weg. Mag gee vir jou posisie, maar dit steel jou eerlike speels. Mag gee vir jou volgelinge, maar dit neem jou waarheidssprekers.
En daarom is Agab se vrees so herkenbaar. Hy's bang vir daardie een ding wat hy nie kan beheer nie, die waarheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, maak ons harte sag voor U. Breek elke laag van trots, vrees en selfbeskerming af. Laat U waarheid weer helder klink en gee ons die moed om te gehoorsaam. Here, bewaar ons hart wat stadig besig is om te verhard. Maak ons ontvanklik, nederig en gewillig om U stem te volg. In die naam van Jesus Christus. Amen.